Ek is Johan Klopper, pastoor van Christensentrum AGS Elspark. Baie welkom by my YouTube kanaal. Ek vertrou dat jy vandag se gesprek of vandag se boodskap baie insiggewend gaan vind en ek vertrou dat dit selfs genesend sal wees. Ek praat met jou oor 'n ma soos Maria. En hierdie boodskap kom vanuit my ervaring in berading. Die hoeveelheid mense wat ek in berading kry, wat wonde opgedoen het, seer gekry het in die ma-kind verhouding. As jy met my wil kontak maak of wil gesels, is jy welkom om vir my e-pos te stuur by johan@johanklop.co.za. Johan Klop is natuurlik Johanklop, alles een woord, alles kleinlettertjies. Ek herhaal net weer, johan@johanklop.co.za. Jy is ook welkom om my webtuiste te besoek, www.johanklop.co.za. Ek lees vir ons uit Lukas hoofstuk 1 vers 26 tot 31. En ek lees uit die 2020 vertaling. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê: "Gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou." Sy was verward oor die woorde en het gewonder wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê: "Moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem." Nou, die Rooms-Katolieke gee baie spesiale plek aan Maria. Soms grens dit aan aanbidding. Sy is die Theotokos, die moeder van God. Nou teen dit protesteer ons, want ons kan nooit so spesiale plek aan Maria gee dat ons haar aanbid nie. Sy was immers net 'n mens. Ongelukkig druk ons protes ons so ver weg van Maria af dat ons vergeet hoe spesiaal hierdie vrou regtig was. Dat sy tussen al die vroue van haar tyd, eintlik as jy mooi daaroor dink, tussen al die vroue van alle tye, uitgekies word om die moeder van die Messias te wees. En vir Maria was dit 'n verbuisterende voorreg gewees. Dit het haar asem weggeslaan en 'n mens hoor dit in haar loflied wat Lukas vir ons opgeteken het in Lukas hoofstuk 1 vers 26 tot of in Lukas 1 opgeteken het, en ek gaan net vir jou 3 verse daar aanhaal in Lukas 1 vers 46 tot 48. Maria sy sê, "My siel loof die Here, my gees jubel oor God my verlosser, want hy het die nederigheid van sy diensmeisie raak gesien. Kyk, van nou af sal alle geslagte my geseënd noem." Jy hoor die ekstase oor haar swangerskap met Jesus, die Messias. Nou Paulus skryf vir ons in Galasiërs hoofstuk 4 vers 19. Hy sê: "My kinders, ek ervaar weer geboortepyne oor julle totdat Christus in julle gestalte kry." So wat sê Paulus? Paulus sê Jesus moet binne in jou en my gestalte kry. Met ander woorde, Jesus moet binne in ons vorm begin aanneem. Maar het jy al ooit
daaraan gedink dat Jesus letterlik in Maria se baarmoeder gestalte gekry het. Dat Jesus letterlik in Maria se baarmoeder vorm aangeneem het. Van die oomblik af wat Maria swanger geword het met Jesus, was sy deel van die kreatiewe proses wat vorm gegee het aan die Seun van God. En Maria omhels haar swangerskap met groot dankbaarheid. Sy loof God, sy prys die Here vir die lewe wat besig is om binne in haar gestalte te kry, binne in haar vorm aan te neem. Hoor nou baie mooi, daar bestaan nie so iets soos 'n buiteegtelike kind nie. Ouers kan buiteegtelik wees. Buiteegtelik beteken buite die eg. Ons is nie getroud met mekaar nie. Pa en ma is nie getroud met mekaar nie. Ouers kan buiteegtelik wees, maar daar bestaan nie so iets soos 'n buiteegtelike kind nie. Elke kind wat binne in die ma vorm aanneem, is 'n gawe van God. 'n Gawe wat omhels moet word met blydskap, met dankbaarheid. 'n Gawe waarvoor God geprys moet word. Ons kan nie kinders in hierdie wêreld inbring asof hulle 'n vloek is nie. Elke kind kom hierdie wêreld in as 'n seën. Ek gaan dit weer sê. Elke kind kom hierdie wêreld in as 'n seën. Nou ons lees, of ten minste daar's 'n ou kerktradisie wat sê dat Maria die kleed wat Jesus gedra het, self geweef het. En in Johannes 19 lees ons dat hierdie kleed naadloos was. Met ander woorde, die kleed was van bo tot onder aaneen geweef gewees. En dit getuig van die sorg waarmee hierdie kleed geweef is. Maria het vir haar kind gesorg. Dis baie duidelik. Maria het vir haar kind gesorg. Ons lees in Lukas 2 vers 19. Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Alles wat gebeur het rondom die geboorte van haar kind, die geboorte van Jesus, alles wat oor hom gesê is, het sy ma Maria in haar hart gebere, sy daaroor nagedink, sy het dit gekoester. Wie kan 'n kind koester soos 'n ma? 'n Ma spoeg nie haar kind uit nie. 'n Ma dra haar kind in haar hart as die kosbaarste skat wat sy het. Maria was ook by toe Jesus sy heel eerste, haar seun, sy heel eerste wonderwerk gedoen het. Waar het dit gebeur? Tydens 'n bruilof by Kana. Kan jy onthou wat het Maria vir die dienaars gesê wat by die bruilof was? Ek lees dit vir jou, Johannes 2 vers 5. Sê Maria in die Afrikaanse ou vertaling, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. So wat sê sy vir hierdie dienaars? Of vir hierdie slawe wat by die huwelik was, by die bruilof was. Wat sê sy vir hulle? Doen wat my seun vir julle sê om te doen. En ons hoor haar geloof in haar seun. Maria het geglo in haar kind. So ons kan Maria se moederlike betrokkenheid by haar seun, by haar kind opsom deur te sê
Sy het God gedank vir haar swangerskap. Sy het God gedank, geloof en geprys vir die lewe wat besig was om binne in haar vorm aan te neem, gestalte te kry. Tweedens, sy het gesorg vir haar kind. Derdens, sy het haar kind gekoester. Sy het hom in haar hart gedra, as die grootste skat wat sy het. Vierdens, sy het geglo in haar kind. Maar Maria was nie net by, in terme van Jesus, haar swangerskap met Jesus, en sy geboorte nie. Sy was ook by gewees, toe haar seun aan 'n kruis gesterf het. Ons lees in Johannes 19, hoe dat Jesus aan die kruis hang, vers 26, lees ons hoe dat hy aan die kruis hang en van die kruis af sien hy sy ma tussen die mense staan. Maria het die innerlike stamina gehad om by te wees toe haar seun gekruisig word. Wie kan by 'n kind staan soos 'n ma? Deur dik en deur dun. In die lewe en in die dood. En selfs al word hy gekruisig as 'n misdadiger, is 'n kind se ma nog steeds daar. Dit sou wonderlik gewees het as ons almal ma's gehad het, soos Maria. Om psigologies 'n gesonde mens te wees, het jy 'n gesonde verhouding met jou ma nodig. Ongelukkig gebeur dit nie altyd so nie. En ek haal vir jou aan wat Dr. Charles Mangham sê. When a child is 1 or 2, he automatically and unconsciously recognizes his own extreme helplessness. Met ander woorde, 'n kind van 'n jaar of 2 of 3 jaar oud, onbewustelik en outomaties besef hierdie kind hoe uiters, of voel hy aan hoe uiters hulpeloos, magteloos hy of sy werklik is. Dr. Charles Mangham sê, because of that, he endows his mother with omnipotence. Hy maak van sy ma, die kind maak daarom van sy of haar ma, hierdie almagtige persoon, so he no longer has to feel frightened and helpless in what to him is a hostile world. So die kind, 2 jaar oud, 3 jaar oud, 4 jaar oud, onbewustelik, outomaties voel 'n magteloosheid en 'n hulpeloosheid aan en outomaties projekteer hierdie almagtigheid op sy ma. My ma is my hele wêreld, my ma is my alles. Sodat die kind nie voel dat hy of sy verdrink in wat vir hom of haar 'n groot, vyandige, onbekende wêreld is nie. Maar o wee, as mamma van hierdie troontjie afval, is die psigologiese gevolge vir 'n kind absoluut vernietigend. Ek wil glad nie vandag 'n teken op die rug van ma's sit nie. Ek wil ook glad nie hê dat enige ma wat na hierdie boodskap luister, sleg moet voel nie. Die feit is, meeste ma's probeer werklik hulle uiterste bes met wie hulle is, dikwels self in baie pyn en met wat hulle het, dikwels met bitter min. Maar hulle probeer, meeste ma's probeer hulle uiterste bes vir hulle kinders. Ongelukkig
is die genadeloose werklikheid dat dit kindertjies is. Met ander woorde, die kleinstes en die mees weerloosste wesens, mensies onder ons, kinders, dat dit hulle is wat die hardste getref, geslaan word deur die gebrokenheid van hierdie wêreld en soms ook deur die gebrokenheid van 'n ma. Juis omdat die ma so bitter naby aan die kind is en juis omdat die ma as ware die grootste invloed as ware die wêreld is waar binne die kind leef vir die eerste paar jaar van sy of haar lewe. 'n Kind kan homself nie verdedig. 'n Kind is weerloos teen 'n ma wat my afskeep en my so alleen laat voel. Teen 'n ma wat my stikkend sny met haar skerp en harde woorde. Teen 'n ma wat vir my geen stabiliteit skep nie. Teen 'n ma wat my nie voed wanneer ek honger is of omgee as ek koud kry nie. Teen 'n ma wat nie vir my lief is nie. Teen 'n ma wat my weggooi of my in die koue los met haar kil houding teen my. Of 'n ma wat te vroeg dood is en my moederloos gelos het. Dis die harde werklikheid. Soveel pyn. Dr. of Rita Bennett vertel van 'n alkoholist ma wat haar 3-jarige dogter en haar 2-jarige seentjie langs die pad in die sneeu afgelaai het en weggery het. En iemand het hierdie 2 kinders gered en uiteindelik aangeneem. En op 'n dag het die dogtertjie na die nuwe ma toe aangehardloop gekom en gesê, "Mamma, ek is so bly dat julle ons aangeneem het. Ek is so lief vir ma." En hierdie ma antwoord haar en sê vir haar, "Ek is nie lief vir jou nie. Dis jou pa wat jou wou gehad het. Dis die wonde waarvan ek praat." Sou dit nie wonderlik gewees het as ons almal 'n ma gehad het soos Maria nie? Ek het 'n gebed, 'n seëngebed wat jy oor 'n kind, jou kind, kan bid of uitspreek. As jy hierdie gebed wil hê, kan jy dit by my kry deur vir my 'n e-pos te stuur. My e-posadres verskyn weer op die skerm. Stuur vir my 'n e-pos en ek stuur vir jou hierdie gebed aan. En dis 'n gebed wat jy in die teenwoordigheid van jou kind, en onthou, dit gaan nie hier oor ma en dogter nie, dit gaan oor ma en kind. Dit kan 'n seun wees of 'n dogter wees. Dit gaan ook nie oor ouderdom nie. Die ma kan 70 wees en die kind 50. Of dit kan 'n tiener wees in jou huis en jy is hierdie tiener se ma. Maar is 'n gebed waarin jy jou gebrokenheid erken en jou kind vryspreek en seën op sy of haar pad en lewe vorentoe. Ek wil dit vir jou aanbeveel, jy is baie welkom om met my in verbinding te tree. Jy kan ook, as jou ma nie meer leef nie, of jou ma is onwillig, as jy 'n persoon is wat pyn het as gevolg van 'n wanverhouding, of 'n gebroke verhouding met jou ma, of sonder 'n ma groot geword het, en jy wil hê iemand moet hierdie gebed oor jou bid, kan jy ook vir my 'n e-pos stuur. Vra die gebed aan en vra iemand, 'n belangrike persoon in jou lewe, om in te staan vir jou ma en hierdie gebed oor jou lewe te bid. Ek vertrou dat jy my gaan kontak en ek vertrou dat die Here deur sy Gees genesing sal bring in jou lewe. Amen.